Vandag kyk ons na iets wat nogal ernstig is. 'n Seldsame maar absoluut kritiese noodgeval in pediatriese medisyne. Dis 'n situasie wat enige dokter op hul tone hou. En ja, enige ouer se hart sal laat stil staan. Akute arteriële okklusie. Met ander woorde, wanneer 'n slagaar in 'n kind skielik blokkeer. Dink vir 'n oomblik daaroor. Wat gebeur? Dis presies die vraag wat dokters in die deel van 'n noodgeval moet antwoord. En glo my, die antwoorde is glad nie eenvoudig nie en die horlosie tik genadeloos. Nou, jy mag dalk dink dis super skaars. En ja, die syfer sê so, net so oor die 2 gevalle vir elke 10.000 kinders wat in die hospitaal opgeneem word. Maar vir daardie kind en vir die dokters wat veg om 'n ledemaat te red, is dit een van die mees uitdagende situasies denkbaar. Kom ons delf 'n bietjie dieper. Probeer jouself die toneel voorstel. Dikwels is dit 'n klein babatjie in die waakeenheid. Alles is stabiel en dan skielik word een van sy beentjies koud en bleek. Kan jy jou die paniek voorstel? Wat op aarde gaan hier aan? Hierdie een sinnetjie. Wel, dit is die absolute kern van alles wat ons vandag gaan bespreek. Dis die een enkele idee wat alles verander vir dokters wanneer hulle met hierdie spesifieke krisis te doen kry. So kom ons duik nou reguit in en kyk hoekom dit so is. Wat is die fundamentale verskille wat hierdie toestand so ongelooflik uniek en ja, so gevaarlik maak by kinders? Goed, hierdie is regtig interessant want dit wys die unieke kwetsbaarheid van 'n kind se bloedvate. Dink hieraan. 'n Kind se slagare is geneig tot iets wat 'n vasospasma genoem word. Dis amper soos 'n tuinslang wat besluit om homself skielik toe te knyp en die water heeltemal te stop. By 'n volwassene is die probleem gewoonlik 'n opbou van plaak oor jare en jare. Maar by 'n kind is die bloedvat self die reaktiewe, onvoorspelbare probleem. En dit gaan soveel dieper as net die grootte van die bloedvat. Kinders se bloed stol anders. Hulle verwerk medikasie heeltemal anders. En hier's iets fascinerends. Hulle liggaam is baie beter daarmee om natuurlike ompaaie te skep as die hoofweg geblokkeer is. Hulle kan selfs 'n gebrek aan bloedvloei vir langer verdra as 'n volwassene. Hulle fisiologie is net, wel, dis 'n heel ander wêreld. So, hoe gebeur hierdie dinge? Wel, dit hang amper heeltemal af van hoe oud die kind is. Jy het basies 2 heeltemal verskillende stories wat hier uitspeel. En hier lê die hartseer paradoks. Vir die heel kleinste, mees kwetsbare pasiënte, die babatjies, word die probleem dikwels per ongeluk veroorsaak deur 'n mediese prosedure wat bedoel was om hulle lewe te red. Ons noem dit 'n iatrogene besering. Vir ouer kinders aan die ander kant is die oorsaak gewoonlik trauma. Dink aan 'n motorongeluk of 'n slegte val. Dink aan, hierdie lyntjies wat dokters moet insit vir kritieke monitoring of hartbehandelings is absoluut lewensreddend, maar by 'n klein baba skep dit 'n groot wanverhouding. Die kateter, hoe klein ook al, is soms net te groot vir daardie piepklein slagaartjie. En hierdie syfer, dis nogal skokkend. Een studie het gevind dat wanneer hulle roetine ultragelyk gebruik het amper 'n kwart, 23.4% van babas onder 6 maande 'n klont ontwikkel na hartkateterisasie. Dit wys jou net hoe algemeen hierdie komplikasie werklik kan wees. En om dit in perspektief te plaas, kyk net hierna. By geboorte is die groot slagaar in die lies, die femorale slagaar, net 2 mm in deursnee. 2 mm. Selfs die kleinste mediese instrument kan dit heeltemal blokkeer. Die speling vir foute is basies 0. Juis omdat kinders so anders is die strategie om hulle te behandel dikwels heeltemal anders as wat jy sou verwag. Dis glad nie so eenvoudig soos om net in te gaan en die blokkasie te verwyder nie. So, wat dink jy? As daar 'n klont is die logiese antwoord mos om dit chirurgies te gaan uithaal, né? Wel, nie noodwendig nie. Veral nie by 'n baba nie. En hierdie is 'n briljante voorbeeld van daardie kinders is nie klein volwassenes nie, beginsel in aksie. Vir babas begin dokters dikwels met medikasie, bloedverdunners. Hoekom? Want om op daardie klein, brosse bloedvaatjies te opereer het 'n baie lae suksessyfer. Die fynsteke wat nodig is om die vaat te herstel, kan self meer skade doen en 'n nuwe klont veroorsaak. Maar vir ouer kinders met groter en sterker bloedvatte is chirurgie gewoonlik die beste eerste opsie. So, wat doen die dokters dan vir 'n baba? Hulle begin 'n proses wat antikoagulasie genoem word, basies om die bloed te verdun met 'n middel soos heparin. En die doel is nie om die klont met die medikasie weg te touwer nie, dis om te keer dat die klont groter word en om die kind se eie liggaam 'n kans te gee om die klont self op te los en daardie natuurlike ompaaie te ontwikkel. So dis 'n geduldige benadering. Dit beteken 'n deurlopende drip met heparin en konstante, noukeurige monitoring, dikwels met ultraglank. Chirurgie is regtig die laaste uitweg, net as dinge erger raak. Die kernpunt hier is geduld en fynwaarneming.
En hierdie benadering werk, bloedvloei word in omtrent 70% van hierdie kinders herstel na 30 dae. Maar die storie eindig nie daar nie. Selfs nadat die krisis verby is en die bloedvloei herstel is die reis nog lank nie verby nie. Die fokus verskuif nou na die langtermyn impak en dis net so belangrik. Jy sien, selfs al lyk die beentjie of armpie heeltemal fyn na die behandeling, kan selfs 'n klein subtiele vermindering in bloedvloei die normale groei oor tyd belemmer. Dit kan later lei tot probleme soos een been wat korter as die ander is, pyn wanneer die kind hardloop, of selfs 'n kromming van die ruggraat, soos die liggaam probeer kompenseer. En dit bring ons by 'n kritiese punt. Langtermynopvolg is nie 'n nice to have nie, dis absoluut noodsaaklik. Gereelde ondersoeke is nodig om seker te maak daardie ledemaat groei normaal en om enige probleme vroeg op te tel terwyl daar nog iets aan gedoen kan word voor die kind ophou groei. Uiteindelik is dit waaroor alles gaan. Dis nie net om die arm of been in daardie oomblik te red nie. Dis om daardie kind se hele toekoms te verseker, al vermoë om eendag te hardloop, te speel en 'n normale, aktiewe lewe te hê sonder beperkings. En dit laat ons met 'n laaste belangrike gedagte. Hierdie diepgaande verskil is nie net waar in vaskulêre chirurgie nie. Dit strek oor die hele spektrum van medisyne. En dit herinner ons oor en oor aan daardie sentrale, kritiese tema: kinders is nie en sal nooit wees net klein volwassenes nie.